Nou ja, soos jy weet is ons besig met 'n reeks wat ons so noem, ken ons nog die Heilige Gees? Ek dink dit is 'n vraag wat ons moet vra in hierdie tyd waarin ons leef. Want ons het ervaar in die begin van hierdie jaar dat die Here gaan vir ons iets nuuts doen. Hierdie jaar is 'n jaar van nuwe dinge. New things. En vir iets om nuuts te kom in jou lewe, vir iets om te verander en nuwe en mooi dinge om jou pad langs te kom, moet jy losmaak van die ou dinge. Nee, jy moet losmaak daarvan. En jy moet iets anders doen as wat jy in die verlede gedoen het. Want jy kan nie dieselfde ding doen week in en week uit en elke week 'n ander resultaat verwag nie. Nee, dit werk net nie. Nee. Ek weet nie of jy baie keer in 'n gewoonte verval het nie, jy weet, as jy in 'n pad ry, jy's gewoonlik op pad werk toe op daai pad, maar nou ry jy na 'n ander plek toe. Maar nou ry jy dieselfde pad en het gewoonte uit, hier kom jy en jy sien jy's hier voor jou werk. Dit het met jou gebeur dat jy iewers heen op pad is, maar en dan kom jy daar en sê ek was nie op pad hiernatoe nie. Gebeur dit met jou? Of gebeur dit net met my? Rinko? Nee. Jy laat my voel is net ek. Ja, Stefan, ja. Ja. GPS, ja. Oh man. Maar die ding is, as jy by 'n ander destinasie wil aankom, moet jy 'n ander pad ry. Jy kan nie verwag om dieselfde pad te ry en om by 'n ander plek uit te kom nie. So, dit is hoekom ons moet op 'n plek kom waar ons 'n dieper en 'n meer intensiewe verhouding met die Heilige Gees begin kweek. Want hy is die een wat vir ons gegee is hier op aarde wat ons helper is. Daar's niemand anders wat jou beter kan help as die Heilige Gees nie. Daar's geen persoon in die heelal, in hierdie lewe wat jou beter kan help as hy. As jy raad soek, as jy finansiële raad soek, na wie toe gaan jy gaan? Nou in die fisiese wêreld, né? Nou iemand wat ryk is, iemand wat die merk gemaak het. Want hy het die suksesverhaal, is dit waar? As iemand nou hier aankom met wat 'n finansiële adviseur is, nee, maar hy ry 'n 25 jaar oue kar wat uitmekaar uitval. Gaan jy hom glo? Nee. Dit is nou maar net so. As jy 'n dokter gaan sien, nee, en die dokter is so siekerig, dan wonder jy of hy jou die regte raad gaan gee. Want as jy na iemand toe gaan, wil jy iemand wat jy verwag dat iemand wat gesond is met jou raad gee sodat jy gesond kan word. Dit is 'n normale ding. Iemand wat ryk is met vir jou kan raad gee oor hoe kom jy uit skuld. Jy kan nie na 'n boemelaar toe gaan en sê, hoor hierso, vertel my. Jy weet, ek het nou hierdie aandele wat ek wil belê. Waar moet ek belê? Dit gaan nie werk nie. Maar daar is nie 'n beter persoon om jou te help en vir jou 'n sukses te maak in hierdie lewe as die Heilige Gees nie. Die God wie jou gemaak het. Die ding is net, die eerste vraag wat 'n mens dalk moet vra met dit, is trust jy God? Dis dalk die eerste vraag wat jy moet vir jouself vra. Het jy die regte beeld van God? Nou ons het al 'n reeks daaroor gedoen. Al 'n paar keer daar gepraat. Jy kan nie na iemand toe gaan wat jy nie trust nie. So jy moet dit in jou hart uitmaak. God is vir jou. Hy's aan jou kant. Hy is nie die een wat jou siek maak nie. Hy is nie die een wat jou arm maak nie. Hy is nie die een wat slegte dinge oor jou pad langs bring nie. Want as dit hy is, na wie toe sal jy hardloop? As pa jou 'n pak slaag gegee het, dan hardloop jy na ma toe. Nie? Ja, jy soek 'n toevlug. As die iemand wat dit vir jou gedoen het, jy gaan nie na daai selfde persoon toe gaan nie. Is dit nie waar nie? Ja. Maar ons moet die persoon met wie ons die diepste en die mees intense verhoudings moet hê, is juist die Heilige Gees. Nou die kernteksvers wat ons het
is in Johannes 14 vers 16. Ekskuus, ek hoor dit was verlede week verkeerd op die bord gewees. Ekskuus, ek sal 'n bietjie praat met die ou wat die goeders getik het. Dit was ek. Ek het met myself gepraat. Ek weet nie of dit gehelp het nie, maar dit is vandag reg. Nee. Jesus sê hierso. Hy sê ek sal die Vader bid en hy sal julle 'n ander trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid. Nou ons het verlede week gesê dat as jy by iemand gaan bly, vir 'n vakansie of jy weet net iemand gaan bly vir 'n ruk lank, familie of vriende, jy weet en hulle ignoreer jou. Hoe gaan jy voel as jy by familie gaan bly en hulle ignoreer jou net? Jy gaan nie baie welkom voel nie, gaan jy? Daartoe sê jy welkom voel daar. Nee, jy gaan sê vir jou vrou sê nee, hoor hierso, pak ons tassies môreoggend te gaan ons. Hierso is ons nie welkom. En die vraag is, hoe hanteer ons die Heilige Gees wat by ons kom bly? Jy wat tot bekering gekom het, jy wat 'n lewende verhouding met God staan. Die Here het gesê dat ek gee vir jou die Heilige Gees. Hy kom nie net meer oor jou nie, hy kom intrek by jou. Hy's in jou lewe. Maar die vraag is, hoe hanteer ons hom? Hy bly by jou. Ignoreer ons hom te veel? Kan ons eerlik wees? In jou lewe? Ignoreer jy hom ook dalk net 'n bietjie te veel? Geen saampreek. Ek voel baie keer so. Ons moet hom hierdie ereplek gee. En ons moet 'n gewoonte in ons lewens kweek dat hy die God is en dat hy die persoon is met wie ons daardie diep verhouding moet hê en ons moet hom ag in ons lewens. Nou vandag wil ek bietjie met julle gesels oor wie is die Heilige Gees? Weet jy, die Heilige Gees is nie net 'n krag nie. Nee. Dis nie net 'n krag in ons lewens nie. Die Heilige Gees is 'n persoon. Die Heilige Gees kan bedroef word. Hy is die derde persoon in die goddelike drie-eenheid. Hy is God. En hy is vir ons gegee om by ons te wees elke oomblik van die dag. God die Vader sit op die troon. Jesus het gekom en hy het gesterf aan 'n kruis en hy's opgewek. En waar is hy vandag? Hy sit aan die regterhand van die Vader waar hy elke dag vir ons intree. Elke oomblik van die dag wat hy vir ons intree. Maar waar's die Heilige Gees? Hy's by ons. Hy's hier op aarde. Die Heilige Gees is nie in die hemel nie, hy's hier by ons. Hy's onder ons. Hy's in ons harte. En dit is die deel van God met wie ons hierdie closeness moet hê. En wie ons regtig moet ken. En moet erken, as hy opdaag, moet ons die eerstes wees wat sê, weet jy wat, hier is die Heilige Gees. En ons moet, as die Heilige Gees in ons woon, en ons ag hom, as die Heilige Gees hier instap, moet ek nie hier voor staan en sê, ouens, ek wil net sê dat die Here is hier nie. Jy moet dit ervaar in jou hart. Want hy's in jou. En hy's in my. Hy's in jou en jou en jou. En as hy opdaag, gaan ons almal dadelik weet, God is hier. En ons ervaar dit baie keer as daar 'n spraketaal kom in die gemeente. En daar iemand begin in tale praat en dit is God wat met die gemeente wil gesels. Dat almal ervaar dat hoorie, dit is God wat praat, dan raak daar net 'n stilte. Hoe dit werk, weet ek nie, maar dit is net God in jou hart wat begin praat. Dat almal weet nie, God is hier. God is Gees. En die wat hom wil dien, moet hom, en dit lees ons in Johannes 4 vers 24, wat Jesus sê, dat God is Gees, en die wat hom aanbid, moet in gees en waarheid aanbid. Weet jy ouens, die fondasie van jou verhouding met God, moet in jou geesdimensie wees, moet in jou gees wees. Daar is soveel mense wat God op 'n emosionele vlak dien. En daar is soveel mense wat
wat die Here dien op 'n kognitiewe vlak. Weet julle dit? Kom ek gee vir julle 'n voorbeeld. Het julle al ooit gewonder, hoe is dit moontlik? Dat een Christen 'n ander Christen kan doodmaak op grond van sy geloof. Ons praat van Christene. Hoe is dit moontlik? Weet julle van dit? Dit gebeur vandag nog. In Noord-Ierland word daar bomme geplant en word daar mense uitgemoor, die protestante teen die katolieke. Wie weet dit? Weet julle dit? Dit is net, hoe is dit moontlik dat een Christen 'n ander Christen kan doodmaak op grond van sy geloof? Is 'n opinieverskil. Ons dien dieselfde God, hulle erken dit, maar ons 'n opinieverskil. Dit is mense wat die Here op 'n kognitiewe vlak dien. Dat hoor jy so, ons sien nie eye to eye nie. So ons skiet mekaar nou maar. So dit is nou maar net so. As hulle God gedien het op 'n geestelike vlak, daar is meer ooreenkomste, tussen die protestante en die katolieke en alle verskillende denominasies wat Jesus Christus erken. Daar is soveel, daar is meer ooreenkomste as verskille. As mense kom met my en hulle wil praat oor, jy weet, die NG Kerk dit of daai kerk dit of hierdie kerk dit, dan sê ek, weet jy wat? Ons dien almal dieselfde Here. Daar is te veel goeders waar ons oorvleuel. Kom ons dien die Here saam. En ons vergeet van die verskille. Want as God se Gees in my is, en God se Gees is in jou, dan gaan God iets sê, en dit wat hy vir my gesê het, gaan hy vir jou sê. En daarom is ons een van sin, een van gees, en een van hart. En daar is soveel mense wat God op 'n emosionele vlak dien. Jy weet, die een oomblik dan is dit, jy weet, is die Here goed vir hom, en dan is dit wonderlik om God te dien. Môre, dan stryk jy pop op die fan. Dan voel ek nie so great nie. Dan wonder jy nou, waar's God vandag? Hoekom het God dit en dit en dit gedoen? Hoekom het die Here dit oor my gebring? Ons kan nie meer op 'n plek kom waar ons God kognitief of emosioneel dien nie. Ons moet God op 'n geestelike vlak begin dien. Dat as die Heilige Gees met ons praat, en hy woon in jou, en hy woon in my, dan is alles altyd great, of dit goed gaan of dit sleg gaan. Weet jy wat, die blydskap in die Here is maar net my deel. En daarom is dit vir ons nodig, dat ons moet leer ken, wie is die Heilige Gees. En weer opnuut, daardie kluisverhouding met hom koester. Dat wanneer hy praat, dat ons so oop sal wees vir sy stem. Want weet jy wat, hy praat met sy kerk, dieselfde boodskap regdeur. Ek het al gesien, hoe mense, dan hoor jy hierdie ou se boodskap, en dan hoor jy daai ou se boodskap, dan dink jy, ek wonder, hoe het hulle mekaar se boodskappe gekry? Hoe is dit dat hulle dieselfde boodskap bring, maar hulle bly in verskillende lande? Die Heilige Gees is besig om 'n boodskap deur te gee aan sy kerk. En die wat ingestel is, gaan dit hoor. En die wat ingestel is, gaan hierdie golf wat God stuur vir sy kerk, hulle gaan dit vat. Nou dag praat ek met iemand, toe het hulle 'n plattelandse dorp gaan by 'n plattelandse dorp oorgeslaap. Maar klein dorpie, maar daar's 2 NG kerke. Is dit jy gewees wat jy vir my gesê het? Ja, Rienko, in Winburg, 2 NG kerke. Hoe is dit moontlik? Dis dit. Is as gevolg van politieke verskille. Ek dien die Here, ek's NG. Ek dien die Here, maar ek's NG, maar ek gaan nie na jou kerk toe nie, want jy's 'n nat. Ek's 'n sak. Mense, ons moet wegkom van dit af. Die Heilige Gees werk net op die vlak waar daar eenheid is. Ons moet dit, weet jy, julle moet dit hoor en dit besef. Die Here werk net op 'n vlak. Die Heilige Gees, as daar verdeeldheid is, onttrek homself.
As daar 'n verdeeldheid in die huwelik is, onttrek die Heilige Gees. As daar 'n verdeeldheid is in 'n gesin, onttrek hy. As dit in 'n gemeente is, onttrek hy. In die vlak van eenheid wat daar is, sal die Heilige Gees opdaag. En daarom is dit, dat ons moet altyd probeer om in eenheid saam te leef. Aanvaar mekaar se verskille. Aanvaar mekaar se verskille in die huwelik ook. Selfs jou kinders, aanvaar die verskille wat daar is. Maar laat die Heilige Gees net 'n vryheid kan hê daar waar jy is. En daarom is ek hou nie van politieks in kerk nie. Ek hou nie van politieks in kerk nie, want dit is opinieverskille. As daar opinieverskille kom, mens mag opinieverskille kom, maar moenie dat dit jou, jy weet, ek hou nie van daai ou nie, of ek onttrek my somme van hierdie ding. Baie keer is daar opinieverskille, en dan wanneer ons begin saam gesels, dit het gebeur in die Nuwe Testamentiese kerk, in Handelinge, sê hulle dat daar was opinieverskille oor die besnydenis en alles, en die ouens het almal by mekaar gekom, en hulle het lank gesels, en almal het opinie gehad, maar uiteindelik sê hulle dat ons en die Heilige Gees het besluit, dat dit is wat ons gaan doen. Ons kan nie dat ons kognitiewe of ons emosionele ding bokant die Heilige Gees gestel word nie. Ons kan nie dit bekostig nie. Want sodra ons dit doen, dan soek ons eie belang. En nie die belange van God nie. Die liggaam is belangrik as die individu. Die liggaam is belangriker as die individu. Partykeer moet jy dit maar sluk en aanvaar, dat weet jy wat, die Heilige Gees het dit besluit. Al is dit nie jou opinie nie. Wees ingestel op die Heilige Gees, en jy sal sien, dat dit is nou maar net. Want, hoe is dit moontlik, dat die kerk in die verlede, die hervormers doodgemaak het, aan brandstapels gebrand het, is omdat die kerk van daardie tyd, is die paadjie van die Heilige Gees, die Heilige Gees is met die kerk in die algemeen, op pad iewers heen. Hy soek dat ons op 'n plek van volwassenheid moet kom. En baie keer is dit dat hy 'n stroomverandering maak, die Heilige Gees. En as ons nie bybly nie, dan dien ons hom met 'n kognitiewe manier. Weet jy wat, my oupa en my pa en my oupa grootjie het so gedoen. So dit is die manier en dis hoe ons dit doen. Dis waar tradisies vandaan kom. En ouens, tradisies, is baie keer 'n goeie ding, want dit gee vir jou 'n momentum. Maar as jou tradisie jou weghou van God af, of jou laat wegbreek, jy kan nie sien dat wat die Heilige Gees mee besig is nie. As so tradisie jou begin verblind, en jy doen dit net op grond van 'n tradisie, dan sê die woord, dat julle tradisies maak God se woord, dit neutraliseer dit. Ons moet so 'n noue verhouding begin koester met die Heilige Gees, dat as hy 'n stroomverandering begin, moet ek nie voorstaan en julle probeer oortuig van die Heilige Gees is besig om dit te doen nie. Dat ons moet almal eens wees, want die Here praat met jou ook. Verstaan jy wat ek probeer vanoggend sê? Dat ek wil hê dat ek het van die begin af gesê, hier is 'n ander gemeente. Hier is 'n volwassenheid hier. En dit is awesome. So as die Heilige Gees besig is met 'n ding, wil ek hier kom en dan wil ek iets sê en dan sê hierdie broer vir my, weet jy wat, ek ervaar die Heilige sê ons moet dit doen. Dan sê ek, wow, yes. Ek het dieselfde ervaar en so, as jy ingestel is op die Heilige Gees, voordat dit gebeur, openbaar die Heilige Gees dit aan ons. En dan kom ons saam en dan sê ons en die Heilige Gees het besluit dat dit is wat ons gaan doen en dit is wat ons moet doen. En dit maak dit veilig. Ek is nie die leier van hierdie gemeente nie. Julle geweet, ek is pastoor, ek is geroep tot hier vir 'n bediening om uit te leef.
Net soos wat julle 'n bediening het, soos François 'n bediening het om hier voor te staan en die gitaar te slaan. Ja. En soos Jason 'n bediening het om die dromme te slaan. En mense 'n bediening het om voorbidding te doen of vir sonnaarskool te doen. So het ek 'n bediening net. Ek is nie die leier van hierdie kerk nie. Jesus Christus is die leier van hierdie gemeente. En as ons ingestel is deur die Heilige Gees, gaan die Heilige Gees vir ons as gemeente sê, hy wil hê dat die gemeente moet daai kant toe. En dan ons almal staan en sê, ja Here, ons doen dit. En as ons dit nie meer doen nie, dan is dit 'n gemeente wat 'n klap geword het. Dat die Heilige Gees is al lankal op pad iewers heen. En ons is maar net hier want ons dink die Heilige Gees is hier. Want daar hoekom is dit so dat die Katolieke Kerk in daai tyd toe hulle die hervormers gebrand het op brandstapels, sendelinge doodgemaak het? Hoe is dit moontlik dat hulle dat die Heilige Gees dan in hulle lewens geheers het? Kan dit wees? Nooit. Dit kan wees dat kerke bestaan sonder dat die Heilige Gees daar is of Jesus die hoof daarvan is. Glo julle dit? Amen. Dit is waar. En ek bid dit, ek sê Here, mag dit nooit gebeur waar ek is nie. Mag dit nooit gebeur met hierdie gemeente dat die Heilige Gees is al op pad soontoe, maar ons ploeter nog voort en ons probeer hierdie dooie perd opwek nie. En ooit enige plek as jy besig is om die Here te soek vir iets. Moenie gaan en 'n besigheid begin of 'n rigting inslaan en sê Here, ek doen hierdie ding, maar Here, ek wil bid dat U dit sal seën nie. Moenie dit agterom doen nie. Sê Here, waarmee wil U wat wil U hê moet ek nou doen? En as die Here dit vir jou wys en dit vir jou sê, dit sal geseënd wees, outomaties. Ons moet 'n afhanklikheid van die Heilige Gees begin koester. In ons kernteksvers in Johannes 14 vers 16. Ek wil vir julle lees wat sê die Amplified Bybel. Want hy vertel vir ons wat sê daai woordjie trooster. Hy sê want and I will ask the Father and he will give you another comforter. En dan kwalifiseer hy wat daai woord in die Grieks beteken. Hy sê he'll be your counselor. He'll be your helper. He'll be your intercessor, your advocate, your strengthener, and your standby. He'll be your standby. Ek het gewonder wat beteken die woord. Maar dit is daai, dit is soos as jy by 'n smart restaurant gaan eet. Dan is daar 'n waiter wat aangestel word net vir jou tafel. Ek het nog nie by so 'n restaurant gaan eet nie. Maar hulle sê dis baie nice. Want dit is nie van wonder waar is hy waiter nou? Weet as ek kom soek aan, jy weet gewoonlik as jy jou mond vol kos het, dan vra hy vir jou, is alles reg hierso? Jy weet, en as jy hom soek, as hy nêrens nie. Nee. Maar waiter, as jy by 'n dierrestaurant gaan eet, hy's daar net vir jou tafel. As jou vurk net val, dan hy sien elke ding en hy's daar. Hy tel hom nie op en gee vir jou nie. Hy vat hom en hy gee vir jou 'n nuwe een. Hy's jou standby. Hy's daar as jy hom nodig het, is hy daar. Sy oog is heeltyd op jou. Hy sê, "Wat het jy nodig?" En hy kyk, wat is dit wat jy nodig het? Dit is die Heilige Gees. Hy's altyd daar. Die Here het gesê, hy het jou nooit begewe, hy het jou nooit verlaat nie. Hy's met jou tot die volëinding van hierdie wêreld. God sal jou nooit alleen laat nie. Hy sal jou nooit in die steek laat nie. Hy's altyd daar. Dan is daar baie keer hierdie leuen wat vertel word. Jy weet, daar is 'n teksvers wat sê dat, jy weet, alle sondes word vergewe, maar die sonde teen die Heilige Gees, dit kan nooit vergewe word nie. Nou is daar wat mense wat sê, weet jy wat, ek is verlore. Ek het teen die Heilige Gees gesondig. Ek kan hom net aangaan, as nie hoop vir my nie. Dis 'n leuen.
Ek gaan vir julle verduidelik wat beteken dit om teen die Heilige Gees te sondig. Maar terwyl jy asem in jou binneste het, is daar hoop vir jou. Is daar redding vir jou. Is God daar? Is die Heilige Gees daar om te kyk, hoe kan hy maak om jou te help en jou te red? Sonde teen die Heilige Gees. Die Heilige Gees is daar om jou te oortuig van sonde. En as jy tot bekering kom, dan het hy sy werk gedoen in daai area. Maar die dag as jy sterf, en jy het nooit die Heilige Gees toegelaat om jou te oortuig van sonde nie, en jy sterf sonder Christus, dit is die sonde teen die Heilige Gees. As jy die dag sterf, en jy dalk gevloek, en jy het, jy het 'n dryf gesteel toe jy in die grocery shop was, en jy het geproe, te steel, julle mag nie. En dan gaan jy nou dood, want hierdie ou taxi het net voor my ingeswaai, en jy het in ander tale gepraat, en toe die Here jou kom haal. Daar's vergifnis van daai sonde. Want die feit dat jy hemel toe gaan nie oor het jy sonde of nie sonde gedoen nie. Dit gaan oor het jy 'n verhouding met Jesus Christus. Nee? Maar die sonde teen die Heilige Gees is wanneer jy nie gedoen het wat die Heilige Gees teen jou gepraat het, en vir jou gevra het, neem Jesus aan, wees daar. As jy dan sterf, daar is nie 'n ander manier van betaal vir daai sonde nie. Dis 'n sonde teen die Heilige Gees. En daai sonde kan nie vergeef word nie. Verstaan julle wat ek probeer sê met dit? So, moenie dink dat ek nou teen die Heilige Gees is. Terwyl jy asem het, hy is jou standby. Hy's altyd daar. Daar's altyd hoop vir jou. Hy's altyd daar om jou uit te red. Nou ek wil vir julle hierdie awesome gedeelte in die Bybel wys van waar God jou counselor is. Nou ek weet nie wie dit al raak gelees nie, maar kom ons gaan na Sagaria 3 toe. Sagaria 3 en hy het net so 10 verse, maar kom ek wil vir julle gaan wys waar hy is jou counselor. Hy is jou advokaat. Hy is die een wat vir jou instaan, soos in 'n hofgeding. Hoor nou hierso. Hierdie hele gedeelte gaan oor waar daar aan Josua, wat die hoofpriester was op daai stadium, waar hy aangekla is voor die regterstoel van God. En dan wil ek vir jou wys die werk van die Heilige Gees as jou advokaat. En kom ons lees daar in vers 1. Die van julle wat julle Bybels het, daar's baie kere wat ek nie al daai teksverse kan opsit nie. So kry jou iPhone, jou iPad. As jy Samsung het, okay, sal dit aanvaar. Maar bring jou Bybel saam en dan volg jy. Okay, daarna het hy my Josua, die hoofpriester, laat sien. Okay, so nou Sagaria is nou hier, hy's in die gees weggevoer en hy het 'n visie wat hy sien. En God laat toe dat hy Josua, die hoofpriester, sien terwyl hy voor die engel van die Here staan. En die Satan aan die regterkant staan om hom aan te kla. Okay, hier is nou die vyand. Satan is hier om Josua aan te kla. Om te sê, weet jy wat hy alles aan hom gedoen het. Jy weet, en wat se sonde hy alles. Toe sê die Here aan Satan, mag die Here jou bestraf, o Satan? Ja, mag die Here wat Israel verkies het, jou bestraf. Is hierdie een nie 'n brandhout wat uit die vuur uitgeruk is nie? Mense, ons moet besef, ons almal het redding nodig. Ons almal is mense wat 'n brandhout is wat uit die vuur uit gered moet word. Nice mense gaan dit nie maak in die hemel toe nie. Goeie mense gaan dit nie maak in die hemel in nie. Net bloedgewaste mense gaan dit maak hemel toe. Die mense wat aanvaar het wat Jesus Christus aan die kruis uit vir jou gedoen het. En almal het daar die redding nodig. Daar gaan baie goeie mense wees, baie nice guys wees wat in die hel se vuur gaan brand. Ons het Jesus nodig, soos mense wat uit 'n vuur uit gered moet word. En nou sê die Here, is hierdie een, nou praat hy van Josua, is hy nie die een, 'n brandhout wat uit die vuur geruk is nie? En Josua was bekleed met vuil klere, so was hy skuldig.
Nee, as jy nou dink, hy het vuil klere aan. Vuil klere beteken dat hy sondes besmet. So, die feit dat die Here sê dat hy 'n brand uit wat die rivier gered is, sê dat hy het aanvaar, hy die reddingsplan van God aanvaar. Okay. En dan sê hy dat Josua was bekleed met vuil klere terwyl hy voor die engel staan. Ja, ons almal doen sonde. Nee, maar ons hart is om God te dien. Ons oogmerk is om hom te verheerlik, om heilig en afgesonder te leef. Maar omdat ons in hierdie wêreld is, gaan dit so werk. Nee, dat baie keer gaan dit wees dat jy jou voete vol stof word. En daarop het God aangehef en gesê aan die wat voor hom staan, neem die vuil klere van hom af weg, want is betaal voor. Neem dit van hom af weg. En toe sê hy vir hom, kyk, ek het jou skuld van jou weggeneem en ek beklee jou met feesklere. En daarom sê ek, laat hulle 'n rein tulband om sy hoof sit. En hulle het 'n rein tulband om sy hoof gesit en hom die klere aangetrek terwyl die engel van die Here daarby staan. En die engel van die Here het Josua plegtig verseker en gesê, so sê die Here van die leerskare, as jy in my weë wandel en as jy my verordening onderhou, dan sal jy my huis bestuur, sowel as my voorhoewe bewaak, en ek sal jou vrye toegang verleen onder diegene wat hier staan. Luister tog, o Josua, jy wat die hoofpriester is, jy en jou vriende wat voor jou sit, ja, voortekens is hulle, want kyk, ek sal my knegt, die spruit, laat kom. Hy praat hier van Jesus Christus, wat hy gaan kom, want dit is op grond van sy bloed wat sal vloei, wat ek hierdie klere van jou af kan wegvat, en jou 'n rein klere en feesklere kan aantrek. Want kyk, die steen wat ek voor Josua neergelê het, op die een steen is daar 7 oë. Kyk, ek sal sy grafeersel grafeer, spreek die Here van die leerskare, ek sal sy skuld op hierdie land, en ek sal die skuld van hierdie land op een dag uitdelg. Nou praat hy van Jesus, van dit wat hy gedoen het. Okay. Nou wil ek vir jou vra, wat het die Satan gesê in hierdie hele verrigtinge van hierdie voor hierdie regterstoel? Wat het hy gesê? Hy kry nie 'n kans om te praat nie. Want jou advokaat is die een wat alles voorbetaal het. Hy het jou sonde las gevat en hy het dit vasgenaal in 'n kruis. Hy het dit met dit gesterf. Hy het die prys daarvoor betaal. En hy het dit in die helse vuur gelos toe hy opgewek is in die 3de dag. So wat se skuldbrief is daar teen jou? Wat se skuldbrief is daar teen jou? Daar is nie. Daar kan nie aanklaer na jou kant toe kom nie. Die sonde wat jy doen is voorbetaal. En dit is wat die Heilige Gees daar is om heeltyd vir jou te vertel en vir jou te herinner. Hey, ek is jou advokaat. Hey, weet jy wat? Daar is niks wat die vyand kan bring wat hy grond op het om op te staan nie. Want alles is voorbetaal. En die Heilige Gees is daar om jou heeltyd te herinner daaraan. Nou dit gee jou nie die reg om net te gaan sondig nie. Want dan moet jou natuur nog verander. Dan moet jy nog tot bekering kom. Maar die feit dat dit betaal is voor, sê dat jy is vry om God te dien. En jou fokus hoef nie meer sonde te wees nie, maar dit moet God wees. En hier is dit, dat die vyand het nie eers iets om te sê nie. En die Heilige Gees is daar om jou te herinner daaraan. Jy is bloedgewas. Jy is in God se teenwoordigheid. En jy is gemaak. En jy heers nou al in hemelse plekke. Dis jou advokaat. Dit is die Heilige Gees wat daar is vir jou. Hy is jou standby. En dit is nie een wat jy moet bel. En jy weet, hy is nooit beskikbaar nie.
of dit is nou laat aand en hierdie ou slaap al nie. Hy's altyd deur daar. Maak nie saak hoe laat nie, en hoe groot of hoe klein dit ook al is nie. Die Here is altyd deur. Die Heilige Gees is daar vir ons. Is dit nie 'n awesome gedeelte nie? Om te wys, dit is die prentjie wat gebeur in die hemel as die vyand kom met sonde teen jou. Hy is jou counselor. En dan in Handelinge 11 vers 12. En die Gees het vir my gesê dat ek saam moet gaan. Nou hier is Petrus. Dit is nou tipies daai tradisionele ding waarvan ek gepraat het net nou. Dat die Heilige Gees baie keer 'n stroomverandering doen. Dat op hierdie stadium kom die Heilige Gees en hy sê vir Petrus, hoorie Petrus, ek wil hê dat jy moet die evangelie gaan verkondig aan mense wat nie Jode is nie. En in sy boksie en in sy tradisionele manier van dink en sy godsdiens manier sê dat, weet jy wat, God is en Christus is daar net vir die Jode. Maar hier is dit nou 'n groot stroomverandering wat die Heilige Gees ondergaan. En hy sê en hy wil vir Petrus voorberei en sê, weet jy wat, ek wil hê jy moet na hierdie nie-Jode toe gaan en vir hulle die evangelie gaan verkondig, sodat hulle kan deel word van die koninkryk. Maar voordat hy dit vra, is daar 'n gesig wat hy sien van 'n kleed wat neerdaal en daar is onreine diere op. En die Here sê vir hom, Petrus, slag en eet. En wat sê Petrus? Kan jy onthou? Nooit nie, Here. Ek meen, want al ons tradisies en alles sê dat ek mag nie hiervan eet nie. En die Here sê vir hom, hey, the old thing has come to pass. I declare a new thing. En hy is ingestel op die Heilige Gees. En die Here sê, wat ek rein verklaar het, mag geen mens onrein verklaar nie. En sy oë gaan oop en hy besef dat die Here is besig om iets nuuts te doen. Nou my gebed is, ek bid die Here dat ons as AGS Vermeer mense, dat ons sal besef dat die Here is besig om iets nuuts te doen. En dit wat tradisioneel iets gedoen het vir ons in die verlede, God sê there's a new thing coming. En ons moet ingestel wees op hierdie nuwe ding. Dat as die Heilige Gees vir ons in 'n rigting instuur, dat ons sal kan erken, dit is hy, hier binnekant. En dat ons eens kan sê, ons en die Heilige Gees besluit hierdie ding, en ons is saam met hom op pad. En die Here sê vir hom, okay, nou stuur ek jou, ek het jou voorberei, nou gaan nou na die nie-Jode, en verkondig, want ek wil hulle ook red. Hierdie evangelie gaan verkondig dit aan die ganse mensdom. Nie net die Jode nie, aan 'n ganse mensdom. En hy het gegaan en dit gaan doen. En dan later lees ons waar Paulus hom weer moet oortuig en sê, hey, die Here is besig om iets awesomes te doen onder die heidene. Hy's nie net daar vir Jode nie. So baie keer moet ons oor en oor herinner word aan die nuwe ding wat God besig is om te doen. En hierso wys dit vir jou duidelik, dat die Gees het vir my gesê, dat ek moet dit doen, en ek moet dit doen. Hy is jou helper. Hy wil vir jou iewers heen bring. Hy wil vir jou wys, die weg wat die Here wil hê jy moet gaan. Maar wees jy ingestel op hom. Moenie dat ander mense, dat pastore en profete, en hierdie tipe mense, en daardie mense in die TV, wat jy preke daar hoor, moenie dit volg nie. Volg dit wat die Here hier binnekant vir jou sê. En wanneer jy dit ervaar, en dit is heeltemal anders, dan sê die Here, weet jy wat, gaan kry vir julle 'n paar broers bymekaar. En as hulle almal dieselfde ervaar, dan volg julle dit. Maar as net jy ervaar die Here sê ons moet dit doen, dan het jy dalk moontlik net te veel rooi vleis geëet. En jy hoor nou hier 'n ding, maar dit is uit lyn met dit wat die gemeente sê. Verstaan julle hoe veilig maak die gemeente
'n stroomverandering, dat as ons almal dieselfde ding hoor, dan weet ons is die Heilige Gees. As ek iets hoor, en julle sê, dan weet ons, nee. Want daar is soveel sektes wat ontstaan het, vanuit mense wat visies gehad het, en dinge gehoor het, en ervaar het die Here het hierdie ding gesê, en hulle het in 'n rigting ingeslaan, en heeltemal die pad byster geraak. Daarom is dit, jy kan nie die Here dien op jou eie, daar eenkant, waar jy voor 'n TV sit nie. Jy het die liggaam nodig, want baie keer kan dit wees, dat jy heeltemal die pad byster raak. Karl Marx, ken julle vir Karl Marx? Hy is die hoof van kommunisme. Weet julle dat daai ou het 'n soeke gehad, na iets nuuts en iets anders, en hy het 'n soeke gehad na die Here, en hy het nou, voordat hy begin het met hierdie hele sosialistiese manier en stelsel van hom, het hy na hoeveel van sy Christen vriende toe gegaan en gesê, help my, leer my, ek het julle raad nodig, en hulle het altyd hulle rug op hom gedraai. Hulle het veroorsaak dat hierdie hele kommunistiese ding beweging begin het, en Karl Marx die pa daarvan is. En waar as sy vriende net liggaam was, net regtig Christen vriende was vir hom, was daar dalk iets awesomes gebore, dalk soos 'n nuwe denominasie wat die wêreld geskit het, dalk vir Christus. Wie weet? Maar ons moet kom op 'n plek, die Heilige Gees is daar om ons te help, en om ons veilig te hou, praat hy, dit wat hy met my praat hy met almal. En dan kom ons saam en ons hoor, Here, wat wil U hê moet ons doen? Dis hoekom as ons in hierdie gemeente 'n stroomverandering wil ondergaan, of iewers heen moet gaan, ons het 'n beheerkomitee, wat 12, hoeveel is ons, omtrent 12 mense. Ons, as daar nie eensgesindheid is, onder daai manne nie, besluit ons dit nie. As 11 van die ouens sê yes, en een ou sê nee, dan is dit nee. Want weet julle hoekom bestuur ek hierdie, hoekom voel ek veilig wanneer daar 'n eensgesindheid is? Want daar was 12 verspieders uitgestuur. 10 kom en sê no ways. 2 sê yes. Ou moet pas op dat as daar is, die minderheid kan dalk reg wees. Maar as almal saam sê, en as eensgesindheid, dan weet jy, waar daar eenheid is die Heilige Gees, en dit maak dit veilig. Die Heilige Gees is ons helper. Hy weet wat môre en oormôre gaan gebeur. Kweek hierdie verhouding met hom. Hy wil jou na 'n beter plek toe vat. Kom ons sluit af met hierdie teksvers. In Handelinge 1 vers 8 staan daar, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Wie van julle het krag nodig? Nie fisiese krag nie emosionele krag nie. Ek praat van geestelike krag. 'n Dinamus krag wat hier binnekant is. Iets wat jou onverskrokke maak, dat te midde en te spyte van 'n wêreld wat so wisselvallig is, te spyte van 'n wêreld wat daar geen konstantheid is nie. Ons soek iewers net 'n konstantheid. Iets wat ons weet, waarheen is ek op pad? Dat jy 'n hoop het vir die dag van môre. Hier is jou strengthener. Die Heilige Gees, ons het hom nodig vir krag hier binnekant, geestelike krag. Wat vir jou boldness gee en sê, weet jy wat, die Here het, ek ervaar hier binnekant, dat die Here sê vir my, ek moet dit en dit doen. En dan sal daar 'n klomp mense wat sê, nou wys, jy kan nie dit nie, kyk hoe lyk hierdie ekonomie, of kyk hoe lyk dit, en kyk hoe lyk dit. Maar kry vir jou trusted mense, wat ook vervul is met die Heilige Gees. En as jy iets ervaar, gaan deel dit met hulle, en as 'n ou saam, jy weet, as jy daai vaste vertroue het, dat dit is die Heilige Gees, go for it. Die Heilige Gees is daar om vir ons krag te gee. Hy is ons helper, hy is ons advocate,
Hy's daar vir ons. En ons kan nie bekostig om nie hom te ag in ons lewens nie. Ons kan nie toelaat meer in hierdie lewe, in hierdie tyd waar ons ingaan. Dit gaan nie, die Bybel is dit baie duidelik. In hierdie dae, in hierdie wêreld gaan dit nie makliker gaan nie, hoor. Moenie verwag dat volgende jaar of die jaar daarop gaan makliker gaan nie. Mense in hierdie tyd, die toekoms, vir hierdie wêreld is nie baie blink nie. Maar vir die kerk, die beste lê nog voor. Vir die kerk, dat die heerlikheid, dit sê, dit met die regverdig is, sal dit wees soos 'n son wat opgaan. En dit sal al hoe helder en helderder word, tot die volle dag toe. Dit gaan net beter en beter gaan in die kerk. Ja, maar die wêreld daar buitekant, gaan dit al hoe slegter en slegter gaan. In die laaste dae gaan dit wat lig is, ligter word. Dit wat duister is, meer duister word. Die vraag is net, die enigste wat gaan bepaal, of gaan jy dit maak, gaan jy hierdie golf van die Heilige Gees kan ry, is wat 'n verhouding het jy met God? Ons moet in 'n dieper verhouding met hom ingaan. Anders dan gaan ons dit mis. En die Here soek vir ons 'n blink toekoms. Iets awesomes wat gaan gebeur. Amen. Vader, ons wil bid dat U vir ons 'n begeerte sal gee na die teenwoordigheid van die Heilige Gees. Dat ons soos nog nooit van tevore, dat ons U sal beleef nie. Vader, want U het gesê in die laaste dae sal die jong mense gesigte sien, en die ou mense sal drome droom. En ek bid en ek proklameer, Here, 'n honger en 'n dors na U. Ek bid en ek proklameer, Vader, dat U in ons mense se harte, in ons harte, Here, daardie naby, daardie diepe verhouding, 'n honger en 'n dors in ons binneste sal gesit. Here, soos wat Jakob gehad het. Here, dat hy sal sê, dat toe hy gesê het, ek sal U nie los, voordat U my nie geseën het nie. Ons bid vir daai gees van Jakob in hierdie dae, Vader. Ons proklameer dit in Jesus se naam. Amen.